What's up, guys, and welcome to another episode of JR's Corner. Guys, today we have a very special episode. This was a long-awaited episode. Myself and my guest over here, which you might know or might not know, Mr. Lucian Kibro, former professional rugby player, good friend of mine, community builder, coach, rugby broadcaster. Yo, Lucian, your bio is a bietjie lank. Maar voor vandaag, guys, I just want to welcome my guest, Lucian. Welcome here on JR's Corner. We're in the lovely Stellenbosch. Nah, man, good to have you here, brother. JR, ek moet sê, is 'n voorreg. Kom ek sê eers en ek begin met haleluja. Dit is mos maar hoe ek maar altyd my ding begin. Gee vir die Here die eer, jy weet, en laat hy die hele ding van af vir ons verder vat. Voorreg om saam met jou te wees in JR's Corner. Hou nou al lank jou vooruitgang en jou progress hou ek nou al lank dop al. Kan sien jy is besig om van krag tot krag te gaan. Ek kan sien die olie is besig om sy jy weet, hy rykheid te neem in jou lewe in, en dat die Here is besig om sy werk in jou lewe te doen. Dis hoekom ek hierso is en ja, excited om saam met jou te gesels en wat ook al opkom, hopelik kan ons een persoon inspireer, hopelik kan ons een persoon motiveer om sy drome na te jaag, jy weet, om te sê dat daar is iets van my hier buite, van kyk wat het hulle deurgegaan en kyk, ek is eers deur die helfte van hy goed is deur hier, maar kyk wat het hulle deurgegaan en kyk hoe smile hulle nog, kyk hoe is hulle nog positief. So ja, lekker om op JR's Corner te wees en sien uit om lekker te gesels saam met jou vandag. Ja, sê Luis, man, yo, weet jy, is vir my, ek vat het nooit vanzelfsprekend, man, you know, as ek 'n gas het wat hier op die show kom. En dieselfde met jou, ek bedoel, ek dink ek en jy het al gesels voor 'n episode vir 'n hele tydjie al. Seker nou al 'n jaar of wat, you know, en ek wou baie graag al vir jou opgehad het, you know, maar jy weet, die Here se tyd is altyd die regte tyd, you know. So dinge moes in plek geval het, you know, dingetjies moet eers gebeur het vir ons om by mekaar te kom, maar is vir my 'n groot voorreg. Maar Loes, man, vat my gewoon net 'n bietjie terug, man. Ek het jou voorgestel as voormalige rugbyspeler. Ek weet jy is nog in shape om nog te kan vat, nog 'n bietjie te kan speel. Maar vat my gewoon net 'n bietjie terug na jou, ek wil sê jou kinderdae toe, sport, you know, hoe jou familie, hoe jou ouers vir jou geïnspireer het en obviously die area waar jy vandaan kom, pragtige Parel, hoe dit vir jou geshape het, you know. Nou sê JR, hy's 'n goeie vraag hy, nee, en is eintlik so en het my nou dadelik teruggevat daar wat ek vandaan af kom, jy weet, Bordeauxstraat 5 in die Parel, gemeenskap, ons het in so 'n blok gebly, soos was 'n close-knit mense gewees, jy weet, mense wat niet ingetrek het tyd in hy area, en so was almal ouens wat my ouderdom rondom en by was. Ek onthou ons het altyd touch rugby in die pad gespeel, ons het daar so 'n klein lawn gehad voor op ons yard wat ons mekaar geduik het, bloed het daar getap en jy weet, ons het daar, dis waar jy rugby geleer speel het, is daar in die pad en obviously my ma en my pa, jy weet, ons was nie die mees bevoorregste mense nie, maar my ma het regtig uit haar pad uit gegaan om vir my en vir my broer in 'n goeie skool in te sit, vir ons in Boyside, klein Boyside te sit. Al was het nie altyd goed gegaan, my ma het altyd seker gemaak dat ons die beste moontlikhede en die beste geleenthede gekry wat kinders kon kry. So daai het op klein Boyside gebeur, op klein Boyside lekker rugby gespeel en onder 13A gespeel, vir gym gewen. Ek onthou in my laerskoolloopbaan toe ek vanaf graad 1 tot graad 6 het Boyside nooit gewen nie. My graad 7 jaar toe wen ons. Toe ek nog graad 7 was. Selfs met my Boyside, toe ek na Boyside toe gaan. Boyside vanaf ek in die hoërskool inkom, 2005 verloor, 2006 verloor, 2007, 2008 verloor. En toe ons nou matriek was, toe wen ons nou so. En ek was voorreg om al 2 kere te speel. Maar ja, jy weet, elke ou se loopbaan is nie dieselfde nie, elke ou se journey is nie dieselfde nie. Ek het my eie uitdagings gehad as 'n jong man, jy weet, jy wil jong man, jy wil goed te sien en jy sien dinge en jy wil goed probeer. So ek onthou selfs in 2008 jaar, wat hulle vir my gesê het, ek gaan teen jou speel interskole. Wat toe nie gebeur het, ek dink ons altyd het gespeel. Ja, ek het tweede span toe gespeel hy dag, maar ek onthou selfs in hy jaar, ek wou nie rugby speel, ek wou myself onttrek het. Ek het kniebeserings gehad in my onder 16 jaar en toe begin 'n paar, jy weet, goedjies van die kant af, as jy's 'n 15, 16 jarige ou, raak 17, dan begin 'n paar lewens verander jou toe kom, jy weet.
dit word na jou kant toe gegooi. Kom ons wees eerlik, jy weet, miskien die drankbottel word na jou kant toe gegooi, die sigaret word na jou kant toe gegooi, girls word na jou kant toe gegooi en nou het jy klomp al hierdie dinge wat jy moet navigate saam met skool, saam met jou rugby wat jy wil doen. So obviously ek was daar in 'n paar goed, maar die Here weer eens deurgekom. Ek onthou, ek sou nie rugby speel in hy graad 11 jaar die jaar. En my wiskunde onderwyser was hy tyd die C en die D-span, onder 19 C en D-span afrigter by Boys High. En hy vra my, Lucian, wil jy nie net kom oefen nie? Kom oefen vanmiddag, ons het proewe die next dag of wat, kom oefen. En ek onthou ek het daar uitgestiek by onder 19 oefening, en die next dag proewe gespeel, daar by die E-span begin. Toe ek iewers speel ek D-span, toe speel ek C-span teen Kain, een game C-span gespeel, toe speel ek een game tweede span teen Grey speler, toe speel ek first team in 1 jaar en ek dink dit is waar die Here van my gewys, Lucian, jy het eintlik 'n talent om die ding te doen, maar dit was nie net gebeur die jaar. Op skool onthou ek baie mense, hy het toe ons op skool was, het die ouens nie regtig ge-worry oor gym en oor sulke goed nie. Maar ek onthou iets het nie van my geklikkie man en ek het besluit om die gym aan te sluit daar prys die Here van my pa wat vir my die geleentheid gegee het om te gaan gym, jy weet, en hy het vir my ingesit daar by Virgin Active, maar hy het dit Boys High ook begin en jy weet hulle het op jou ouers maar maak opofferinge en hy het opofferinge en ons het gaan gym en ek onthou JR, ek het nog een keer nog so gegym en dan stap my vriende by my, lag hulle van my in die gym en jy weet, maar ek het 'n paar opofferinge gemaak, atletiek begin oefen ook iewers skielik. Ek het gegaan van ek het 13s gehardloop na ek het 'n 13 gehardloop 1 jaar, die volgende jaar hardloop ek 'n 10-8 kry ereklere, maak die Boys atletiek span, maak die Boland atletiek span. En ek het alles net eintlik gedoen om beter rugby te speel, maar toe kry ek ereklere vir atletiek op skool en dra blou baadjie en so jy weet elke ou se journey is anders dan maar en my upbringing, ek was regtig bevoorreg. My pa het vir my ordentlik pak gegee, jy weet, as ek uit lyn uit gegaan het. Hy het seker gemaak dat sy kinders, jy weet, die dissipline wanneer hulle groot is en my ma was maar meer die spoil een, my ma het seker gemaak, jy weet, ons is nog al voor comfort dit so. So ja, regtig bevoorreg om uit 'n goeie huishouding uit te kom en al wat ek kan hoop om te doen is om eendag dit terug te kan gee. In 'n way, ek probeer nog elke dag vandag. Ek weet ek is nog nie daar wat ek wil wees nie, maar ons bou elke dag, ons werk elke dag en ons vertrou die Here vir bonatuurlike deurbrake, deure wat sal oopmaak, koneksies wat sal inkom en ons glo vir besigheid wat sal groei. Ja, beautiful man, Lucian. Ja, so weet jy het my nou so 'n mooi picture gepaint, you know, en 'n mooi konteks gegee en obviously jou upbringing, jou ouers, you know, wat hulle ingesit het nou en ek bedoel ek het daar maar bevoorreg gewees om jou ma en jou pa te ontmoet en ek bedoel ek ken jou jonger boetie. Ja man, met jou upbringing in Parel, jy's 'n Boys High gym, you know, en dis net om konteks te gee aan dat jy weet ek is 'n ou Parel gym. Jy's obviously oud Boys High. So dis hoe ons mekaar man ook ken van die rugbyveld af, you know, dat ons nou vandag hier sit. Vertel vir my 'n bietjie van die kultuur in Boys High man, you know. Ons sien dit van buite af en obviously ons was, ek wil sê indoctrinated, maar jy weet by gym word jy geleer by Boys High is die vyand, you know. Boys High is die vyand, jy moet vir Boys High haat, you know. As jy hulle teen mekaar speel, dat alles word opgebou na die interskole toe, verstaan, as die hoogtepunt van die jaar. So vat my net 'n bietjie terug na jou tyd by Boys High, en dan wat maak vir Boys High anders as enige ander skool? JR, baie goeie vraag, nee, en die kultuur wat Boys High obviously in jou instook as mos nou hulle obviously die 3 pilare, jy weet, goeie sportmanskap, goeie skolierskap en ek het nou die ander ene vergeet, good scholarship, good conduct, jy weet, goeie gedrag. So dit was die steunpilare wat hulle daar gehad het. Van dag 1 af word hoë standaarde van jou verwag. So as jy 'n oues wat uit die gemeenskap uitkom, JR, ek onthou toe ek in graad 6 inloop, standaard 6 inloop, graad 8 by Boys High was so sê maar ek wil amper sê 50 kleerlinge, swart ouens en so, obviously wat van verskillende plekke afkom. JR toe ons in matriek in was ons net, ek dink 6 of 7 kleerlinge gewees. Wow. In die hele graad in. Wow. So die standaard is hoog, ouens het langs die pad, obviously dinge het gebeur. Maar JR, ek myself weet hoe ek al die jare geslaag hier, omdat ek was maar een van die ouens wat gesê het, wat kyk die man het gehou van 'n bank of jy weet. En baie kere as jy sulke goedes gedoen het, was jy maar sonder dat hulle dit vir jou
niemand weet, kyk, jy wil dit nie publiek maak nie. Ja. Maar jy was aan die regte lyn weer gesit. Ja. Ouens soos meneer Versagie wat seker gemaak het, jy weet, as ouens hand uitdruk dat hulle net weer terug in lyn indruk. En Zaire, ek dink ek was een van die ouens wat seker die meeste pak slaag gekry het op skool. Sure. Maar mense mag nou seker nie noem nie, maar ek is dankbaar daarvoor, regtig. Ek is dankbaar want al die kere wat ek uit die lyn uitgestap het, hy paar houe my weer terug in lyn ingebring en ek was gelei so deur op by Boysay. En het my gehelp om vandag 'n bietjie meer gedissiplineerd op te tree, jy weet, in my ding en ons praat van hy Boysay teen Gim ding. Obviously daai se game wat hy vooruit sien, almal berei jou voor vir die interskole. Dit is 'n groot game. Gelukkig vir my het ek van graad 1 af hy ervaar, jy weet, waar Boysay teen Gim speel en die jaar toe ons graad 12 kom, toe was dit vir my amper soos jy, dis die game die jy weet van jy van laerskool af sien jy uit, jy staan na graad 7 sien jy hierdie groot ouens, Pieter Lou en jy weet groot sterk manne. En jy wil ook eendag daar speel en as jy eendag en as net 15 ouens wat hy geleentheid kry om hy try aan te trek, maar dis 'n hele community wat jy verteenwoordig so. Ja, die kultuur op Boysay het my regtig van so 'n aard verander en geshape dat in die man wat ek vandag is, ek sal nou nog teruggee vir Boysay. Ek was 'n afrigter by Boysay gewees. Ek sal nog steeds hulle commentating doen op naweke as hy manne speel. Ja, ek sal nog steeds vir die old boys speel. Ek is 'n Boysayer, nie op papier nie, maar Boysayer in hart en in siel. Nee, pragtige Loesman. Kyk jy my vriend, Gim Boysay. Ek het die gedink en rondom interskole en hoe daai spesifieke wedstryd, you know, maak nie saak speel jy onder 14 speel ons onder 15, 16, hy build up games, né? Elke game is 'n hoogtepunt van dit is seker die meeste mense waar jy voor gespeel het, you know, in 'n stadion of in 'n wedstryd. Hoe dink jy shape daai? En dit is eintlik 'n double barrel question wat ek het vir jou. Hoe shape daai experience, you know, die pressure wat jy experience as jy nou professioneel gaan speel? Hoe daai vir jou gekoop eerstens, onthou net daai enetjie, en dan tweedens wat ek jou gevra het, julle het mos nou al die van die beste players gesien van standaard 6 af by Boysay, you know, wat ouer was. Jy kyk mos nou op na die manne. Miskien, ek weet nie of jy 'n top 5 kan sê en ek weet daar's klomp manne, maar ouens wat vir jou geïnspireer het in hy era, you know, van standaard 6 af tot waar jy miskien ook klaar gemaak het. Ja. Jou favorites en ouens wat vir jou net special was, you know. Ja, kom ek begin met die double barrel aan die begin, JR en sê vir jou kom ek gaan na die 5 toe man, kom ek gaan na die 5 ouens toe, want hy's nou eerste ding op my mind. Toe ek by Boysay, ek onthou, daar was een ou met die naam Gideon Lou. Hy het buite senter gespeel. Ek onthou vir hom, standaard 6, né? Toe standaard 6 was. Ja, hy het manne stuk in geduik, maar hy het ongelukkig nie interskole gespeel. Hy was op pause om teen Sadi te speel. En Sadi het ons mos so geskeer hy 2 jaar. Sy sou vir Sadi gestuit het. Hy kon vir Sadi hy sou vir Sadi ek dink so. Hy was hy ou gewees en obviously as 'n mens kyk na die ouens wat van Gim ook gekyk het, Sadi was definitief een van hy ouens wat uitgestaan het. Ouens soos Terry Jacobs was 'n ou wat 'n man op Brighton Louw was vleuels gewees toe ek in Boysay aankom, jy weet, dis ouens wat jy gesien het. Ek onthou daar was 'n fly af met die naam Enrico Isaacs, groot loskakel wees. Kon onthou vir hom. Isaacs, hy was 'n tipe van inspirasie as jy nou inskom in die skool en hy het die eerste span ouens wat speel, Andreas Slabbert, as ek was regtig deur die jare was 'n ouens gewees wat my geïnspireer het. Ek onthou in my graad 10 jaar selfs, ou wat in graad 11 was, het toe vir my inspireer, Lincoln Yu. Hy toe speel hy al eerste span en hy was graad 11 gewees. Hy's nou nie meer langer met ons nie. Maar great inspirasie gewees. Sure. Ja, deur die Boysay jare. Hy was nou die name wat ek op kan kom, maar daar was klomp ouens. Ek bedoel selfs in my jaar was daar ouens wat my inspireer, jy weet. Frans Malherbe. Ja, ek het nou gesê dat Frans Malherbe, you know. Willem van der Sluys, William Adams het vir my inspireer as 'n ou wat van nêrens al gekom het en jy weet WP Akademie week gespeel het, 'n goeie vriend, een van my beste vriende. Akademie week gespeel. So selfs my eie vriende het my inspireer. Jy weet 'n ou soos Kurt Reiters wat atletiek gaan hardloop het, SA's gaan deelneem het.
obviously ou wat jy teen kompeteer het ook vir posisie en op die baan en Ja. hy moet jou ook help om beter te raak. Jy weet mos hy interne kompetisie wat jou Ja, help maak om te mekaar groei, skerp. maak mekaar skerp. Ons het obviously aan die einde van die dag saam gaan swat ook by Pots. Ja. My een vriend Dylan Sigelaar ook, jy kan sê hy's ook definitief een van die ouens wat by boys hy groot stappe gestap het veral in rugby en Op en af van die veld. op en af van die Oh, veld. Dil, jong. Shout out vir Dil, man. Groot naam. Groot gees. Ja, so my eie vriende het my as ook ouens wat ek sal sê het my inspire, jy weet. Ek hoef nie ver te kyk hier, die ouens rondom my hulle doen goed en hulle inspireer. En dan wat was hy eerste vraag gewees wat jy O, net hoe daai experience van die interskole man, die groot wedstryd, O, ja. groot nommers. Weet jy, Jy weet man. hoe sy by vir jou, hy pressure wat jy kan voel. Ja, weet jy nie, hy soos wat ek sê, hy interskole game ek het nie baie druk ervaar hy dag, dit was net vir my, jy weet, ons gaan nou die rugby game speel, maar van jy het al voor daai speel jy elke naweek, speel jy voor 'n Just another game. crowd. Ja, so jy moet ek dink baie keer is dit die ouens te veel druk op die ding yes. en 'n hardloop die ding weg met jou. Maar snaaks genoeg, Zayar nou speel sy voor die groot crowd. En dan gaan sy na skool, nou gaan sy pikke toe en jy weet jy gaan speel onder 19. Daar speel jy vir niemand. O ja, hy koshuis. Jy speel, maar okay, by die koshuis rugby games was groot. Ons het op Vrydag aan onthou ek het ons vir die Luipers onder 19 pik onder 19 span dan speel jy teen die koshuis span, senior koshuis span, Hara rugby, jy weet die koshuise kom uit. Hulle kon ondersteun hulle koshuis en is Pikdorp, hulle wie sy manne? Ons is in Pikdorp, ons is oor kyk in Pots is dit soos Overs, Veritas, Patria, groot koshuise wat daar was en dan speel jy nou teen hierdie manne, senior manne. Tava rugby, Hara rugby wat jy lekker introduce. Daar's bietjie van 'n crowd. Nou speel hy Leopards onder 19. Ja. Jyar ek onthou nê. Luipers onder 19. Ons speel teen die WP op Nieuweland. WP het vir Frans Malherbe, Sia Kolisi, Eben Etzebeth, Nizam Kar. Hy was 'n hele Damien De Lendi. Hulle het nog vir William van Wyk, Rietjie Skroeder het gespeel. Al die manne, Skara, né? Skara en Tobeni het gespeel. Skara was die ou wat my seker die hardste geduik het in my lewe, ja. Al hy Springbokke speel teen ons en ons as die Luipers wen hulle toe uitdag daar so op Nieuweland 37-6. Ek was die eerste fixture van die Currie Cup, né? Of was jy hy was onder 19, ons het weggespeel. Ons het weggespeel by hulle en hy was in die tweede ronde onthou ek. En ons wen hy game, maar daar was niemand regtig by die game nie, jy weet. Maar dat sulke tipe games op skole rugby het berei jou definitief voor. Jy weet dat die drukkie so hoog geraak het as jy later aan vir klomp mense hoef te speel nie. En vir my nou self, Jayar, ek was altyd bang en skaam. Ek wil nie sê bang nie, maar mense was maar 'n bietjie skrikkerig om voor 'n klomp mense te praat, voor 'n klomp mense jou ding te doen. Maar nou, ek dink hoe tyd aangegaan het, raak 'n mens bietjie meer koop die Here, ek koop jy ook van binne af. Want ek het nooit gelyk om voor mense te praat. So dit help jou net om daai ook te doen en jouself te kan express in 'n groep voor 'n groep mense want hy's wat mense met sukkel om te doen. En ek dink rugby help vir jou daai en dis hoekom sê ek altyd vir ouens moenie bang wees om jouself te express veral by oefening want ek dink in 'n rugby environment is baie kere wil jy 'n atmosfeer skep waar ouens nie oordeel nie. Sê maar ou maak 'n fout op die veld. Baie skree die man op jou. Kom ons wees hy ouens wat mekaar oplig. So as 'n ou praat in die kring en kom ons luister vir hom as jy 'n fout maak, kom ons lag vir die ou uit. Jy weet daar's mense wat daar's sulke tipe environment wat geskep word, dan is hy bang om te praat want daai ou het nou iets gepraat, toe lag almal vir hom toe hy 'n fout maak. Selle in rugby en jy gaan foute maak, jy gaan 'n bal aanslaan, jy gaan voor 'n groot crowd stikken geduik word of jy weet iets gaan gebeur. As jy 'n try aantrek en jy gaan tussen die vier lyne, is daar altyd 'n kans dat jy kan dalk gehumiliate word. Iets kan gebeur, jy weet, jy kan humiliate word, jy kan omgehardloop word, jy kan 'n bal aanslaan, jy kan en ek dink hy leer ouens om te embrace om soms in die public eye te wees want jy weet ons het gepraat daaroor, jy weet almal het nie dieselfde harte nie. Ek wil nie sê almal is dit en daai nie, maar jy weet daar is ouens wat dalk wil sien, hey, ek wil hê hy ou moet die bal nok. Ek wil hy ou moet fail of ek wil. En dan is daar mense wat wil hê hy moet succeed. Vir al jou supporters, ek wil hê hy moet score. En baie keer leer man hierdie hoe om te embrace as iemand teen jou is, jy het nog steeds empatie en dan weet jy ook hoe om te receive wanneer mense saam met jou stem en mense vir jou is. So hy's wat rugby jou man definitief mee kan help. Ja, powerful Lucian man en weet jy net om te raak aan hy wat jy gesê het van sommige mense wat jy miskien wil sien jy doen goed, you know, en hoe ek dit sien is maybe jy weet hy's insecurities dink ek met jouself, you know, as jy
nie wil sien iemand anders doen goed, you know, van wat is die rede, you know. Jaloesie, kyk, jaloesie is 'n Here we ding go. wat die hart is 'n ander ding. Baie kere wil jy 'n ou moet goed doen en nou doen jy ou beter as jou en nou is daar iets wat net in jou as waar, ja. mens Dis as true. mens en JR jy moet vra vir die Here om ek het vir die kyk ek gaan eerlik wees my storie hoe ek werklik 'n ontmoeting met die Here gehad het is ek het so in 2018 toe speel ek nog by Parel Rugby Club en die seisoen het so na einde toe gekom, ons het reggemaak vir 'n 7 en my liggaam het net begin swak voel man, ja. Ja. En kyk, ek was ook nou nie die mees perfekste ou nie, 'n paar foute gemaak, dinge gedoen wat ek nie moes doen nie en deelgeneem aan goed wat ek nie moes deelneem nie, maar Ja. ek onthou ek het net begin swak raak eendag, ek is een hand by 'n oefening, ek kan nie sien nie, JR, ek kan nie hardloop nie, my liggaam raak net heeltemal lam en ek onthou ek het my suiker getoets en die ding het hy gesê. Ek Sure. verstaan nie waarvan af kom dit nou nie suiker en ewe skielik hoog Ja. en JR alles het net begin. Ek het 10 kilos verloor en ek is klaar nie die grootste Ja. 10 kilos verloor en ek kon nie verstaan wat aangaan en ek onthou ek het in die hospitaal eenhand so gelê, ek lê ja, jy weet staat hospitaal as niks wat as niks wat aangaan nie en jy weet jy's alleen en die Here het net my storie van half gedraai, JR, ek het vir hom gesoek met alles wat ek werd is. Hy het vir my sy Heilige Gees gegee een keer in 'n ontmoeting in 'n praise and worship service. Het gevoel vir my, hy dink ek is swanger, JR. Regtig het vir my gevoel my mag so asof ek vanaf myself wat gaan aan. Hy was en hy's 'n bonatuurlike een keer ontmoeting gewees en die Here het nog nooit teruggekyk van half die dinge net vir my, jy weet, soms moet jy weer onder begin. Baie mense is bang om klein te begin, onder te begin. Ek het verskillende werke gedoen. Ek het gedink, jy weet, rugby, ek wil uit rugby het gegaan, uit daai tipe, uit die sport uit en ek was 'n ek was nie net 'n mediese rep nie, ek was 'n voorman konstruksievoorman, Sure. mediese rep gewees. Ek het finansiële advies gedoen. Ek het identiteit gesoek, Sure. jy weet, in die verkeerde goedes. Ja, ja. Ek het die Here het my net weer my identiteit teruggegee en vir my gesê wat ek moet doen. Hy het my by die hand gevat, vir my gelei en ek het nou ek pluk nog nie heeltemal nie, maar die Here het vir my gewys dat hy vat jou van krag tot krag, jy weet. Sure. Baie kere wil 'n man van hier af stryd na die bokant waar die Here vir jou, jy weet, trappie vir trappie wil laat klim en ek het nou hy ervaar van 2018 af hoe die Here net, jy weet, vir jou elke keer net lig Sure. en ek sien dit nou nog. Ja. So ek is net dankbaar daarvoor, jy weet, dat hy besluit gemaak het om aandag aan my te gee so. Ja, so JR, jy weet, met die Here niks is onmoontlik nie man. So ja, hy's seker my testimonie, jy weet, Ja. en ek is nog steeds besig om my testimonie te skryf. Ek soek hom nog steeds, ek is nie perfek nie. Ek moet 'n keer kry, JR. Maar sy is die kerk man, sy move mos, jy Ja, verstaan jy weet en hy's 'n ding, 'n mens kan daaroor gesels, jy weet, ek is 'n keer, maar jy moet amongst fellow believers Ja, wees. kyk jy jy, moet- dit is eintlik die vital ding wat hoe ek dit verstaan, you know, is jy moet 'n kool kan nie 'n kool op sy eie gaan wees, you know. Jy moet 'n kool wees tussen nog kole, so jy gaan meer warm kan wees. So dis maar die community man, soos ek het 'n pastoor het een keer gesê of 'n sermon wat ek gewatch het, toe sê dit jy kan nie sê jy's lief vir die Here, maar jy's nie lief vir die kerk van die Here nie, verstaan nie? vir sy vrou nie, vir sy bride. Yes, for the bride, for the community. So dis waar jy moet gaan in fellowship, you know. En dis wat ons nou doen, ons breek brood, you know. They were two and more shall gather, the Lord will be, you know. Hy is daar tussen hulle in hulle midde en Exactly, verstaan jy, in die midst. So dis die ding my broer, jy gaan uit, jou ministry is in die sport en you know, daai is jou kerk. Daai is wat jy gebruik as 'n tool, prys you die know. Here, JR, ek is bly hy sê dit. Iemand moet die waarheid praat man, verstaan jy, so dis die groot ding. Ek het ook al baie, jy weet, ook in die kerk groot geword en my ouers het alles vir die bediening van my ouers gedoen en vir sendingwerk en bedoel ons huis, alles wat my ouers gehad het hulle gesteward vir God, my bro, verstaan jy, ons het kamers gebou vir sendelinge, net vir dit was nie om uit te verhuur niks nie, net om te kom bly, om te oor te slaap, om te kom bly eet, whatever by ons en dan te gaan, verstaan jy, dit was my ouers se hart gewees, jy weet, oor die jare, so vir my, ek was altyd rondom gelowige mense, you know, en ek het nooit verstaan het, jy weet, as 'n bonatuurlike aangetrokkenheid wat jy het aan mense wat gelowig is, bro. En dis maar hoe die Gees werk. Ja, ek wil amper nou sê, terwyl hy nou praat so en jou male wat 'n kamer gemaak het, jy weet, vir sendelinge, vir manne van die Here. Ek het jou video gekyk waar jy gepraat het van, jy weet, die karongeluk wat hierin was. Daar's 'n storie in die Bybel waar Elisa vir 'n vrou sê, jy sal 'n kind kry. En die vrou het toe 'n kind gekry, maar die kind het gesterf. Sure. En maar die vrou het 'n plek vir Elisa gemaak in hulle huis, jy weet, en Elisa
Die profeet kon altyd daar kom kuier het en hy kon daar kom oorslaap het Sure. en sulke goed. En toe die kind doodgaan, toe gaan sy net na Elisa toe en toe sê sy vir Elisa, hoor jy, hoekom? Sy het die dinges gemaak. Aan die einde van die dag het Elisa die kind revive. En ek onthou hy karongeluk wat jy vir my gesê het van jy weet nie hoe jy gelewe het na die ongeluk. Baie kere is sulke acts of obedience van ons ouers voor ons wat sulke opofferinge gemaak het, wat ons in sulke oomblikke in preserve, jy weet, wat ons beskerm in sulke oomblikke, wat ons revive, waar ons moes doodgegaan het, is ons nog steeds lewendig vandag deur die opofferinge en kan ek maar sê die obedience wat ons ouers gehad het om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. So toe jy video wat soos hy die woord wat God vir jou gee. Ek het dit nou gekry. Ek sit nou aan dink aan dis powerful man. 'n mens weet nooit wat ons aksies nou het op die generasies wat vir ons volg. Jy weet hy is hoekom sê hulle die seëning is van geslag tot geslag, jy weet so. Wat ons nou doen, kan ons kinders die vrugte en die dinge daarvan eet, die werk wat ons nou doen. Nee, hy is waar die saad was geplant gewees, so het kon miskien ewen ouma hulle gewees het, die voorouders, you know, en maar dan die benefit of die vrugte is gepluk in die next generation. Ek wil amper dieselfde sê, die teenoorgestelde vir die ouens wat besig is met wandade is, wat besig is met wickedness, met lelike goed. 'n Mens weet nie wat die mense doen agter in die gaan na sangomas toe, vat 'n stukkie van jou hare, bid oor jou goed en daar is Jayar, ons kan die woord sê letterlik dat my people perish for a lack of knowledge. Jy weet baie keer is ons ignorant, jy weet vir the devil's devices, my broer, maar daar is mense, daar is ouens wat jy weet hulle gaan en hulle kry goedjies en poppies en dan bid hulle vir die ding en hulle jy weet manne wat na grotte toe gaan en gaan lê en so 'n mens moet jy weet ek het nou gister 'n ding gekyk van mense wat die generational die generasie vloek ervaar in hulle lewe omdat hulle voorouers besig was met satanistiese goedes, jy weet. Nou iewes skielik, nou kan die mense nie vooruit gaan hier nie. Ervaar slegte goed hier op aarde, dinge werkie uit die deurbraak kom deur die armoede, jy weet. Prosperity is null and void, jy weet so. Dis regtig is die generational blessing of die generational curse, jy weet, dat lê man. Ons kan dit beïnvloed so in ons tyd en time. Sure. Ja, powerful man en die ding is weet jy met hy is soos wat jy nou praat van die generational curses en dis hoekom is baie belangrik om hy goed te bid teen, you know, en dit af te bid, you know, daai curses en hy goed af te sny van obviously ja bro. En die ding is om nie, jy weet, net te accept, you know, van ons weet jy wat in ons vorige geslagte of generations waar ons vandaan kom, ons is baie mixed, you know. So ons weet jy waar vandaan af kom het, you know, different lande, different beliefs, different, you know, idol worship wat gebeur het, you know, wat ons is van weet, you know. Weet jy bro. Dis hoekom ons moet net afsny, maar net terug hy op die video van die karongeluk, nee, as 'n goeie familievriend van ons, hy was soos 'n tannie van my, you know, van my maale. Wat die dag van die ongeluk hier aan toe kom haal hulle vir my, hulle is bly in Pretoria. En toe sy gecomment op die video, toe sê sy hy my kind, ek is net God dankbaar dat die beskerm was hy aan van as ons gesien het hoe die motor gelyk het. My broer, as ek jou gewys het hoe die kar gelyk het, dit is net 'n miracle my broer. Hoe ek nou hier sit en die storie kan vertel of hy in my testimony die storie kan vertel. Want ek het altyd tog soos jy sê, jy bou in jou testimony, jy wil altyd weet. Ek het altyd geweet my broer, ek gaan praat, you know. Ek amper so God het my voorberei om te sê, kyk jy gaan praat. So ek het jy weet soms dink jy as dit pastoral, is dit ministry, is dit you know, maar is altyd net dat die Here iets geprint het in my man om my altyd 'n visie te gee van ek gaan voor mense praat, you know. What is the stage? Dis op die oomblik is dit die stage, you know. Wat die stage kan nou wees voor 1000 mense of voor 10,000 mense, dan is daai die stage vir die dag, you know. Maar die boodskap moet dieselfde bly. Verstaan jy? So dat die testimony van wat die glorie van die Here van daai is die end goal. As ons toe ek hier na toe gery het, toe dink ek nou net, ek line of conversation waaroor ons gaan praat en so en wat God in my sit is net you have to do what you're doing until your race is done, you know. So jy moet God se die goeie werk doen tot jou reis klaar is, you know. En ja man, en ek kan net die Here dankie sê bro vir dat ek hy tyd beskerm was en ek het besef na daai
daar is 'n critical point in my testimony van. Soos jy praat van Elisha, né? En die eerste ding wat ek aan gedink het is my ouers wat nie kon kinders gekry het nie. Verstaan jy? So. En toe, so ek was altyd gesê ek is 'n miracle baby en ek het nooit verstaan nie, you know. En nou vertel jy my eie woord en dit connected aan die ongeluk, maar dis eintlik connected aan die geboorte. Geboorte in homself en yes. Ja, man. Dis 'n dinge connect by maar. So ja, man, maar soos ek sê net na dat ek net hy afsluit van die ongeluk, bro. Toe ek kontak maak net in hy kar wat ek in vasgery het. As dit amper so ek was in 'n bubble gewees. Ek was protected in 'n bubble. Die airbag het die kar het eers uitgekom. Maar ek moes dood gewees het, Lucien. As ek jou beloof. En dis amper so jy voel kontak. Sien jy as jy iemand tackle, dan voel jy kontak. Voel hy. Ja. Boom. Maar daar is dit soos ek het gevoel die kontak, maar is amper so goed is net so 'n bietjie stadig gemaak in daai moment, verstaan jy? Net ek is protected. Ja. Ja. So hy moes kyk ek was nou al in 'n ongeluk of twee ook gewees. Ja. Ek het al gesien hoe kar stryd na my toe kom. Sjoe. Jy weet dit is al wat jy nou kan doen is brace for impact. Ja. Ek het al kar stryd kom die ligte. Hier kom die ligte. Al wat ek kan doen brace for impact. Sjoe. Maar en hy was laas jaar gewees of Wow. 2 jaar terug ja. Okay. 2024 ja. Sjoe. So ja, die Here beskerm ons daai jaar man Ja. en hoe meer ons jy weet fellowship en ek kan dit eintlik ook noem een van my goeie mentors veral in Christendom profeet Naomi Bell. Ja. Sy het nou ek wil amper sê gegradueer na die Yes. hemel toe. Jy weet daar Okay. en dis belangrik dat ons dit weet dat Ja. in die hemel is daar lewe, jy weet. En daar is 'n hel, jy weet. So en dit is wat die Bybel vir ons teach en is altyd lekker as 'n mens ouens en vrouens rondom jou kan hê wat jou kan mentor en Ja. jy weet Disciple. wat jou kan disciple, wat jou kan opbou so. Selfs hierdie ding is nou wil ek ook net hulde bly kan hou ook en dankbaar wees dat sy vir my ook na die altaar toe getrek het en gesê het jy weet daar's 'n paar goedjies wat ons moet ontsla raak en daai is die ding en baie kere is 'n man soos wat ek sê ignorant, lack of knowledge, jy weet. Ek weet ek het struikels met 'n klomp goed jaar en ek kan dit oop sê en ek dink baie jong manne sukkel daarmee. Pornografie is 'n groot ding in ons hedendaagse ding is die liste van die vlees, jy weet en hy is een van die groot dinge wat mense aftrek, my broers, die lus van die vlees. So daar is oorwinning oor dit en ek glo dat elke jong man wat na my stem wil luister en na ons stem luister weet dat daar is oorwinning oor dit. Veral oor daai gedeelte. En ons kan dit wen, jy weet, met God aan ons kant. Ja, nou 100% Lucien. En weet jy net dat hy noem van die pornografie en nou is die liste van die vlees man. En ek voel baie keer in kerke dink ek hulle praat openlik oor dit, you know, van ek dink daar sommige pastore wat ook sukkel daarmee, you know. So hulle wil dit ook nie noem nie, miskien nie, want you know. Ja, kyk Jair, ek het 'n statistiek gekyk een keer. Ek gaan nou raai, maar die mense kan self die stats gaan kyk. Meer as 50% van pastore en jy weet broers in die kerk en so en hy's in die kerk. Hy's mense wat probeer, jy weet, selfs hulle sukkel met pornografie, sukkel met liste van die vlees. Om mense sien baie ouens val, jy weet deur versoekings waar 'n vrou miskien in jou dinges gekop in jou line of in jou channel gekom het en jy die tackle geslip, jy weet. So ek dink ons almal leer om beter te raak en ek dink daar moet 'n plek wees waar ons empatie kan hê en waar jy in 'n environment kan sit saam ander mans en oop kan wees en kan sê hoor jy weet jy wat ek wil nie die ding doen nie, jy weet. As soos Paulus wat gesê het, jy weet die een ding wat ek nie wil doen nie, dis die ding wat ek doen. Jy weet. Maar ek het dit gister skryf hoor. En ek dink daar is oorwinning, jy weet, vir ons in Christus Jesus. Ons moet net aanhou vir hom vra. Soos ek onthou die eerste ding wat ek die Here vir my gevra het is om my mind te change, jy weet, hoe ek dink man, hoe ek dink oor vir al jou naaste mense. Baie keer jy wil hulle skuld gee wat dit en wat. Verander my mind hoe ek dink en vanaf ek dit gedoen het die gedagtes van sulke van hy jy weet baie keer jy kan net daar sit, dan kan jy begin goed imagine wat jy weet wat jouself na 'n ander plek toe vat. So ek het die Here gevra change my mind en met die verandering van mind change die tang en met die tang wat change die habits, change die attitudes, change jou way van dinge doen en ek dink hoe meer ons aanhou glo en hoe meer ons die woord inkry wat die lig is, hoe meer vlas ons die donkerte uit my broer wat binne-in is. En die Bybel sê letterlik dat the entrance of thy word give it light. So hoe meer woord ek binne in my kry, hoe meer lig kan ek dra, hoe meer
kan ek die donkerte extort my bro. Weet jy hoe powerful is hy, my bro? En weet jy, my pastor, shout out Pastor Oudniel Jooste, Commission Christian Church, you know. Ek en hy stap nou 'n lekker paadjie saam, you know, en ons het heel wat geconnect, you know, as vriendskap, maar obviously oor die woord ook, you know, en dan stap ook 'n paadjie saam, you know, want ek sê vir hom, you know, I know you were leader of the church, maar ek weet jy nodig vriende ook, you know. So dis hoe ons mekaar gemeet het en iets wat hy gesê het wat nogal gesit het by my is hoe baie woord jy invat, you know. Dis amper soos hoeks in jou liggaam of in jou siel, you know. So hoe baie van die woord jy het, dis hoe baie die Heilige Gees van dit kan hoek, you know. Dis hoekom my woord van Elisa kan uitkom, you know. Dis daar die van Hy's binne, hy's binne. Hulle sê daar wat die hart van vol is, loop die mond van oor, jy weet. En die woord sê ook dat lewe en dood lê in die krag van die tong. So jy moet jou woorde kan verander. En baie kere gebruik 'n man net woorde om af te breek en jy gebruik jou woorde om nie by te dra nie. En die Here kan hy ding verander, jy weet. Die Bybel sê jou tong is soos 'n ridder wat die boot bestuur waarna toe die boot gaan. Een oomblik was 'n man op pad hier, jy weet soos die Titanic op pad na 'n ysberg toe besig om te crash landing. Maar een oomblik draai jou reg en hy gee jou die regte woorde om te praat. Ek is blessed, ek is die kop en nie die stert nie. Ek is geseënd, geen vloek sal oor my rus nie. Jy weet, nou begin jy die woord herhaal. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê, jy weet. En hy bring my na 'n oop spasie toe. Nou kan iemand vir jou sê, hey, hy's dit en sy. Nee, maar dis nie wat die Here sê van my nie, jy weet. En ja, dit set jou free, man. Ja, dit set jou free, maar dit is 'n constant journey want jy weet hoe's die wêreld hier buite. Jy is vinnig dat jy net 'n ou kan, jy weet, en jy kan net iets sê. So ja, jy help ons in hy opsigte ook. Powerful Loes, man. Loes, ek wil net by jou nog 'n hele paar questions wat ek hier in my mind wat hier deurgemaal het, maar iets wat ek by jou wil weet, man. Jy's 'n man wat ek nou al gesien het van buite af, you know, as 'n vriend en iemand wat ek admire, you know, om te sien hoe jy jouself carry eerstens, professioneel, hoe jy omgang met mense, wat jy doen, hoe jy operate. Maar jou story, soos ek kan agterkom, obviously, you know, dit is 'n story van baie pivots, you know. Jy het baie kere wat jy moes gechange het, gepivot het in 'n different direction. Watse advice het jy vir jong manne, you know, wat eerstens vir jou wat getransition het, you know, van rugby speler af, you know. Nou lose jy hy identity van rugby player of professional, you know. Hoe het jy geadapt? Laat ek eers daai vra, hoe het jy geadapt van daai af? Ja, ek dink ou moet elke liewe ervaring gebruik wat hy deurgaan, man. Jy weet, elke ervaring gebruik om te sê wat wil die Here my uit vandag uit geleer het, jy weet. Jy het miskien niks gedoen vandag nie, maar iewers aan hy niks doen nie, moes daar iets gebeur het. My transition van professionele rugby af, ek onthou daai jaar, ek kan seker eerlik wees, dit was in die middel van die jaar nog in Potchefstroom. En ek het net besluit om te wy. Jy weet, ons het die Varsity Cup gewen. Ons het die Varsity Cup gewen en toe speel ek nog 'n paar Currie-beker wedstryde, kry 'n paar beserings. Maar toe daai jaar toe sê ek toe hou ek myself heeltemal op met die verkeerde goed. En dis waar ek wil ook vir jou wil sê, jy weet, moenie laat as jy nou iewers skielik iets gewen het en jy doen iets groot, dat jy net daar stop. Ek dink jy moet aanhou push en aanhou fight. En ek dink ek het uit die fight uit geklim in huisin en ek het terug huis toe gekom en ek het kom werk soek, identiteit kom soek en iets anders. Want ek het gedink jy die rugby van sy ek gaan eerlik wees toe ek by Potch aankom vir 3 jaar, het ek R0 as 'n salaris gekry. So my maale moes vir my geld gegee het en ons het 'n klein bietjie van 'n dinges gehad waar die ouens kon eet het en so. So ek het vir 3 jaar het ek op noodles en met jy weet jy gelukkig aan my 4 jaar, 5 jaar toe begin hulle nou obviously hoe beter jy raak, hoe meer kan jy nou kry. Maar my transition het net so abrupt gebeur, man. Ek het net gedink jy man, ek moet geld maak en iets anders in, man. Rugby is lyk my nie die antwoord vir my hier nie, man, want toe ek al in my 7de jaar toe speel ek Varsity Cup. Toe kry ek eers my staat daai jaar. Ek het 2013 het ek 1 game op die bench gesit Varsity Cup. 2014 heel jaar op die bench gesit. Semis en finals volle 80 minute op die bench gesit. 2015 besering gehad. Wat ek eers Currie-beker teruggekom het in die middel van die jaar en toe wen ons 2016 wen ons eventually, toe kry ek 'n staat, toe wen ons die Varsity Cup en speel ons daai Currie Cup. Toe dink ek rugby is nie vir my nie, man. En toe kom ek af Parel toe, kry onmiddellike werk, toe kom in ons konstruksie in, toe kry ek 'n beter werk in dinges, werk in as 'n mediese rep.
En toe dit ookie werkie, toe gaan werk ek in finansiële advies en al hierdie goedes probeer, heeltyd gepivot, heeltyd geprobeer en ek onthou JR eendag toe en dit is die belangrikheid van om te weet wie jy is en wat jou gifts is, wat die Here vir jou, wat het hy vir jou gegee? Jy weet, wat maak vir jou oorspronklik? Ek onthou Cornel Hendricks, die Here seën sy siel. Ek onthou hy nooi my een keer vir 'n coaching sessie saam met die Cornel Hendricks Foundation. En ek onthou ek coach daar en ek was 'n coach terwyl ek gespeel het in Potchefstroom rugby gecoach en first toe ek al 'n coach al baie mense dink ek het nou nee, maar ek is nou al laag en hy het gecoach al. Jare ervaring ook Jare ervaring ook terwyl ek gespeel het en as student het ek al gecoach al. En ek onthou ek coach saam met Cornel. En ons is by like Cornel het my nie regtig baie betaal of wat, maar ons het liketies geïnspireer en ek onthou ek stap uit daar van hy veld af, ek onthou dis maar dis mos die gevoel wat 'n man moet kry. Jy het iets gedoen. Hier's 'n ander feeling. Hier's 'n ander ding hier. En ek het begin afrig en daai's waar die afrigting ding begin vat het en ek onthou as dit iewers skielik toe begin ek te commentate. Ek het een keer net 'n kans gevat daar by Boys. Ek vra vir hulle hoorie. Wie commentate hier op die atletiek? Wie commentate hier op? Soms moet 'n man jouself buite sit. Hy het toe weet ek nog nie of dit vir my is of wat nie. En ek het net die mic gevat en toe begin ek te commentate op die atletiek. Nee, jy moet volgende week weer kom. Jy moet volgende week weer kom. En maar hy was ek het dit die calling besef in tyd en gebed al. Die Here, mense dink dinge jy gaan net jou identiteit vind en daar moet tyd gespandeer word in gebed, tyd gespandeer word waar jy seker jy weet teruggeslaan word en nou sê hy en hy nee, ek wil nie sê alleen preek en hy solitude saam met die Here waar jy kan praat en niks distractions en hy COVID het dink ek vir my in 'n goeie tyd gekom man. Toe ek daar met kamer en ek kon mediteer op die woord en ek kon ingaan in daai tyd en ek kon bid en jy weet ek kon die Here soek in 'n ander way. Hy sê soek en jy sal vind, vra en jy sal antwoorde kry, jy weet. Klop en die deur sal vir jou oopgemaak word, maar dit verg dat jy soek. Dit verg dat jy vra. Dit verg dat jy aan die deur klop, jy weet en ek dink daai's die pivots het maar so gebeur. Ek het van al daai goed geleer JR. Terwyl ek 'n finansiële adviseur was, ek het goed gevat daar uit. Iewers skielik nou werk ons by Boland en ons werk saam Sanlam. Nou verstaan ek die finansiële die background van die ding. Ek verstaan die konsep van sales toe ek as 'n rep gewerk het. Ek verstaan so 'n bietjie van die konstruksiebedryf as ek nou na my eie huis kyk. Wat is 'n snack? Hoe lyk dit ding as jy weet die goed moet squeewies. So 'n man moet wat van alles waar jy is, jy weet, leer waar jy is nou. Moenie net daar, jy weet, net daar visie. Wie se spons. As water op jou val, jy suig dit in en ek sê dit altyd vir die spelers ook. Ons het net 'n uur en 'n half soms by 'n sessie, but be like a sponge today, you know. Absorb, jy weet, absorb the knowledge, absorb wat jy uit moet kry. En ek dink hy's wat dit bietjie makliker nou vir my gemaak het met al die pivots. Ja, daar was baie cause for concern en jy wat gaan 'n man doen en maar die Here voorsien man, jy weet en hy sal aanhou voorsien en ek wil amper vir jou sê JR dat die mense sê ons voorsiener. Ons hoef nie bang te wees vir mense. Die Here is ons voorsiener my bro en hy sal voorsien. Een mens dink nog hy vat 'n ding van jou. Hy dink hy het dit vir jou gegee. Hy het niks vir jou gegee nie. Is die Here wat dit vir jou gegee het. So nou dink hy vat 'n ding by jou, ag die Here vir jou ding 2 keer beter. En dis die lekker ding van om 'n Christen te wees. We've been given authority. Hy het gesê we shall reign as kings, we shall reign as priests. So dit is wat ons gaan doen hier op die aarde my man. Ja, my bro, jou hele storie bro was net vir my was powerful man, especially as ek nou dink aan jou die setbacks wat jy gehad het man, you know, die setbacks. JR, kyk die kniebesering. Ek het die kniebesering my eerste Karibeker wedstryd. Ek onthou hy game, ons speel Leopards, ons speel teen Boland. Dis daar Pauline Park. My eerste staat, Coach James Small. Hoenderhok. Coach James Small is nog, hy het die backline afrigter gewees. Die Here is sy siel. Robert Dupree was ons coaches gewees. Lekker. En ons het lekker Andre Pretorius was my flyer wydig gewees. Op Pretorius. Ek het daar maar 'n bietjie met hom vir afgevaar by Lewis op. Nee, legend. Hy kan rugby speel. En net so na halftime JR, ek weet nie wat gebeur nie. Maar dit is in
in die kontak en ek maak die tackle, hy hardloop in my na die vletjie geblaas het. Ek dink ek het relax of iets. En my hele knie skuif uit en as ek onthou na die operasie, die ou sê vir my, sy het 'n career-ender gehad, sy het jou patella tendon geskeur, sy het jou ACL, MCL, meniscus, die knie was alles was. Maar sy jaar bloed, sweet, geloof. Ek onthou my eerste game terug, Jayar, ek het gedink, gewoonlik as die hulle mos gou speel jy as 'n klap game op. Ek onthou coach Rob de Pre kom na my toe, hy sê my, Lucy, we don't have players. I'm gonna put you on the bench this weekend, don't worry. You might not even play, maybe this, maybe 5. Jayar, my eerste game terug teen SVD, 20 minute. Ek is daar op die veld, die halopie man alweer op my en dis net 'n teken, jy weet, setbacks is there to it toets eintlik jou karakter. Set up for a comeback. Set up for a comeback en ek dink my baie kere wys jou rugby loopbaan vir jou, jy weet watter tipe mens jy moet wees, jy weet, jy gaan miskien setbacks moet kan hanteer, jy gaan 'n besering moet kan hanteer, jy gaan terugslaan moet kan hanteer, jy gaan dit moet kan hanteer as 'n ou nie vir jou kies om te speel vir 80 minute. Jy sit vir 80 minute, ek het vir 80 minute in 'n West Cup final op die bench gesit. Ek het hy UCT game, hy 2014 game met hy ou hier verby my gehardloop, voor my verby gehardloop en gaan skoor die wenner. Ek was nie op die veld nie, maar ek was op die bench gewees. Maar hy het nie van my 'n bitter mens gemaak nie. Ek was aan gebless, ek het gevoel ek is geseën weet om te wees. En baie ouens sal voel ek sit 80 minute op die bench, want die coach gaan moer na die tyd, vertel almal hoe sleg die coach is en hoe goed ek eintlik is en ek dink hy het my baie geleer om content te wees en geduldig te wag vir jou geleentheid. En 2 jaar later toe kry ek my staat in die final en ons wen die final, jy weet. So die Here het goeie dinge in stoor vir jou as jy geduld kan bewys en ek dink hy is 'n vrug van die Gees. Om geduld en toon te kan stel, so ja, rugby leer man 'n paar goed man. Ja, yes, like ek dink nou as jy nou sê by West Cup waar jy nou op die bench gewees het en nie gespeel het teen, you know, min game time gekry het en ek het dieselfde experience gehad ook maar by die Lions, you know, en waar ek dink my 2013 season, 2014. Toe sê ek ook aan die squad, jy weet, die man is net aan die squad, die span ge-announce word, die man word nie gekies nie. Ja, so later aan, jy weet, jy raak mos moedig, you know, jy raak, ek bedoel, week na week, en jy vra die questions, you know, en dis ook 'n ding vir my aan coaches, you know, om coaches om eerlik te wees met players, you know, as jy weet, die man is nie in jou plan nie, sê vir hom, you know, luister bro, jy het al die potensiaal, ons weet wat aan jou is, maar jy nodig aan om dit te werk, you know, werk aan dit en daai. So hulle kan nooit regtig my gesê het, jy moet aan dit werk aan daai werk. Hulle sal gesê miskien jou defense. Okay, maar wat van jou defense? As dit die tackle self was, dit in die strukse, wat is fout? Okay, kom ons doen maak jy goeie besluite nie of wat. Kom ons doen work-ons om te werk aan dit, you know, van jy kan nie net een aspek sê van 'n ou se game nie, maar dan daar's ander 10 aspects van die ou se game wat brilliant is, you know, maar jy kan self weer daai een verbeter, maar vir coaches ook net om transparant te wees met players, you know, om hulle te sê kykie, Lucien, ek verstaan nou right, ek sien vir jou so, ons kan vir jou hier gebruik of daar gebruik, you know, but to be honest man, you know. Ja, Jayar, ek gaan nou van 'n perspektief af praat van 'n coach en van 'n ou wat nou al gecoach het en 'n ou wat nou al gespeel het. Ek was in my 21 jaar vir 16 weke. Wat die toernooi is 14 weke, maar sy oefen mos vir lank. Ek het nie een game gespeel, elke week sakke vasgehou in my senior aan 21 jaar. En ek het ook gevra, hoekom wil die ou my nie speel nie, jy weet, hoekom wil die coach my nie kies nie? En ek het die vleuels gesien wat hy tyd gespeel het. Dit was goeie vleuels wat gespeel het, maar ek kyk maar ek kan vleuels speel, ek kan fullback speel, ek kan nou 'n bietjie fly-off ook speel, ek het later in my loopbaan 'n bietjie fly-off gespeel. En ek het myself baie vra, hoekom wil die ou my nie kies nie? En soms het Jayar as 'n afrigter ek wil ook vir jou kies, jy weet. Maar die ouens wat op die huidige oomblik speel is ouens wat perform, is ouens wat miskien hulle job doen. Maar nou sê ek vir jou, hoor ek gaan werk aan dit. Maar die eintlike ding is hierdie ouens maak ook nie foute nie. Ek kan nie net vir hulle drop nie. Hulle is dalk my tipe spelers. Maar later dan gaan jy nou weer by 'n ander afrigter wees wat onmiddellik vir jou gaan kies, jy weet. Miskien was dit nie jou tyd nie, miskien was dit nie jou geleentheid onder hy afrigter nie. Maar dis waar wat jy sê, 'n afrigter moet eerlik wees. Dit is so belangrik. Ek het dit geleer nou met die klub rugby. As jy nie 'n ou gaan speel nie of 'n ou gaan gedrop word, bel vir die ou, jy weet, sê vir die ou wat is die situasie, hoekom speel hy nie en ek dink dis belangrik, dis waar wat jy sê om eerlik te wees. Maar elke liewe afrigter verskil in sy mondering
watter tipe speler hy wil hê. Soos wat ek sê, 'n ander coach sal miskien vir jou gekies het onmiddellik as hy vir jou gesien het hoe die ander ouens so. Ja. Kyk jy Loes, jy het net ook getouch aan die media space, you know, die space wat jy nou betree het, MC en keynote en omroeper commentary wat jy doen, you know. Ja, talkshows ook. Ja, talkshows ook, hiersoos nou. Club Rugby Live, dis waar ek eintlik vir jou en jou initially vir jou vir JP vir Herschel, shout out aan JP en Herschel, JP Kellerman, Herschel van Aswegen en waar ek vir julle gesien het in die element, you know, toe sien ek, maar kykie, daar's 'n different way hoe die ding gedoen kan word, you know, jy hoef nie, almal hoef nie op SuperSport te wees, you know, jy kan jou eie platform, you know, begin create en toe sê ek nog nie in die podcasting en wat se advies het jy vir youngsters rondom daai space en om jouself, soos jy sê, jy moet jouself uitgesit, jy moet gaan vra dit, wie kom in tyd, wie gaan nou hierso praat of wie gaan wat doen? En hy is die ding, jy moet nie bang wees nie man. Ek is nou hierdie jaar as ek by Stanford University. Laat ons sommer nawe op en hy praat, En hulle ding is BVN, bang vir niks. Ja. Jy weet, en ek dink hy is resolute in my die jaar. Ek was ook so heeltemal outgoing in die terme van kom ons doen nog 'n live en kom ons doen dit. Ek het ook maar ons het maar 'n kans gevat met daai Club Rugby Live. Ek onthou ek het vir Peer destyds gesê, hoor kom ons Peer van Club Rugby Live want nou JSN, kom ons doen dit ook so en Hussy is 'n ou wat nou al 'n bietjie van agtergrond af en ons het net eendag besluit kom ons doen die ding en toe vat dit af en views het opgetel en so jy moet nie bang wees om 'n geleentheid te vat, jy weet. Maar in hy geleentheid wees voorbereid met jou goed wat jy wil oor praat, jy weet. Ons het geweet waar ons wil praat, met wie ons wil praat, jy weet. Ons het voorberei, ons het daar aangekom het ons notas, seker maar ons ken die scores at least, weet wat se pools. Maar kyk, daai was mooi geweest van hy show man, van ek kon gesien het man, die ouens het prepared, die man sit met hulle papiere, lees wat kom, obviously julle ken baie van die ouens en wat kwaai was van hy show man, julle het personally, julle ken amper al die clubs. So as julle wat ek gelyk het as ek het hy show gekyk bro. Ek was 'n fan gewees, 'n viewer. Ek het as hy ding opkom dan share ek hom op Facebook en dan sê ek gaan kyk die show, gaan kyk vir Loes en hulle. En wat julle so altyd die clubs, die background van die clubs man. Ja, vandag gaan hulle Samoa wat speel en is dede en wat dink julle van hy coach so die player en hy goed. Daai was vir my brilliant geweest. Kyk, hulle sê knowledge is power. Regtig kry vir jou inligting, kry goed om oor te praat, om oor te deel, maak dit interessant vir jou kyker. Gee 'n paar interesting facts, jy weet, moenie net daar sit en jy weet, kom my boor jy. Hierdie was lekker goed en ek is bly sy soms want hy was 'n paadjie, hy was nie 'n roadmap jou. Jy weet en maar hy's kwaai man, jy skryf jou eie skrip soos julle aangaan en obviously later nou het julle 'n strukse, jy sien ek sit hier sonder niks in my maat. Obviously ek ken vir jou goed man, you know. En ek weet jy's 'n ou wat gesels maklik, praat maklik, you know, jy deel maklik. So dis vir my baie simpel, you know. Ek was al in interviews gewees wat jy sit met mense en dan ons het question na question, dan dink nou hardloop hier na die papiere toe, maar obviously as ek nog 50 episodes plus, you know, sy herskone, so die ding kan jy kan vir my enige plek sit as ons sê record en dan chaos, you know. Dan sê jy van wat 'n question waar. En die begin het ek gehad jou intro, jy het jou basic goed, you know, waar kom jy vandaan? Dan maak hy ding gou vinnig 10 ander paie oop om oor te praat, you know. Maar en die Bybel sê jy moenie bang wees vir die dag van klein beginne nie. Moenie bang wees om maar met een viewer te begin en weet jy hoe ek die ding begin net om dit so op die 'n voice note in 'n kar bro. 'n Voice note in 'n Paulo chi my friend se Paulo. Shout out vir Devin, hy was my eerste episode. Ek het hom gekook in hy ding en hy sit nog op lunch in die kar. Ek sê hom kyk my bro, wat maak jy? Nee, ek sit hier op lunch. Ek sê nee, wag kyk jy gou, ons wil ook vinnig 'n interview man. En hy immigrate New Zealand toe, né? Seker 'n week na. Hy's nou nog in Auckland. Hy's 'n personal trainer daarso, 'n fitness ou, maar by 'n groot gym. En toe begin ons record bro. Ek wil nog 'n gym. Sal jy jou te lank hou? Nee. Kyk jy en ek sê voice note op die phone, voice note, 14 minute en about 50 seconds later bro. Hy was eerste episode. Toe sy herskone nog nie 'n naam gehad. Ek het geweet wat gaan die naam wees nie. En ek kan nog hy episode nou, hy het my vertel van hoe sy ma Thai bou gedoen het, sy liefde vir cricket,
Hy's 'n All Black supporter, jy weet, hy tipe ding en ons het daar uitgevind ons albei hou van Ed Sheeran, you know, Ja, music. ja. En bro, daai was episode 1 gewees. Daai is die small beginnings, bro, 3 jaar terug. beginnings. But you have to be diligent, you have to be patient, you know. You have to trust the Lord and you have to ask the Lord, my bro. Want vra ek vir die Here ook, Here, sit vir my in spaces wat mense die ding kan sien, you know. Sit vir my in conversation met mense. Ek het seker die meeste Olympians al in Stellenbosch mee gechat, you know. En nie dat dit gaan oor iemand met status, you know, van ek enjoy so 'n conversation net so baie soos wat ek 'n conversation met enigiemand anders sal Ja, enjoy, you know. ja. Seker meer met jou omdat ek ken jou baie beter. Verstaan jy? Dit maak dit 'n bietjie makliker. Maar ek het vir God dit gevra en ek het altyd die Here gevra, kyk, U ken my hart en u ken my drome, u weet wat ek wil doen en you know, align my met wat ek wil doen, maar met wat u wil doen, you know, deur my, you know. Ja. So dis hoe die podcast mag gegroei het. Dis hoe ek you know geseën was om op nog 'n platform soos Truth Report te kan gekom het om die kompetisie te kan gewen het wat ek nog steeds nie weet hoe ek het gekry dit nie, maar dit is net die Here, bro. Dit kan nie daai wees my bro. En ek Ja. sien ewen hierdie kamera wat jy nou hierso het en jy weet dit wys sy hand is betrokke in Ja. jou lewe en hy's besig om vir jou van krag tot krag te vat en jy weet doen iets wat jy weet, hoorie, dit is die ding wat die Here vir my uitgesit het man en hy's die lekker ding man. Ja. Soos ek het geweet ek het daar al gaan ek na die kleinste skooltjie toe om 'n rugby kliniek te gaan aanbied. Dit is wat hy vir my uitgesit het, jy weet, want ek kan dis wat ek doen sonder om te jy weet. Ja, dis wat jy maklik doen. En hy's wat hulle seker praat van die talente, jy weet. Die Here het vir een ou 5 talente gegee, het vir 'n ander ou 2 en vir 'n ander ou 1. Jy weet al wat ek wil met wat hy vir my gegee het, moet ek eendag terugbring na hom toe en dan moet hy vir my kan sê well done good and faithful servant, Sure. enter into my kingdom, enter into my goodness. Sure. Hy's vir my baie belangrik. Luister, ek dink jou op hy noot ek kan met jou gesels, bro. Ek dink ons is nou naby aan 'n goeie uurtjie. En ek dink die uur het verbygevlieg man en dit was goed geweest en ek wil net vir jou sê man, as 'n afrigter, you know, in die nuwe journey wat jy nou instap man. Ek weet nie of jy 'n bietjie nog wil touch aan die Universal's. Ek verstaan julle het 'n paar groot signings daar by julle. Die een groot signing wat ek van weet, Marco Jones wat tot op hede was my vorige episode die meeste viewed episode, you know. En dit wys hoe die krag in die Boland en hoe die mense die Boland spelers love, hoe hulle van Marco love. Ja. Toe ek Sondag daar aangekom het, ons het 'n meeting gehad laas weekend Sondag. Toe ontmoet ek nie ontmoet vir hom nie, maar toe kry ek vir Marco vir die eerste keer daar. Toe sien ek okay, dis 'n realiteit, die ou is hierso en jy weet die dinge is hierso besig om te gebeur. Uitstekend, my eerste week daar gewees, JR, eerste oefening, veld is vol. Jy weet as so 'n wolkie, as 'n bietjie van 'n drizzle, dan skyn die son op jou. Ja. Dan is daar reënboog. Ek staan die son gaan sak mooi agter die berg so in die see in gaan sak. Ja. En ek sê vir jou dit nee man, die Here is teenwoordig hier so man Wow. en ek sê gee vir die manne, die klub is hierdie jaar 126 jaar oud. Ek verstaan, hulle is een van die oudste klubs. Ek kyk daar 1899, hè. Een van die oudste klubs en is een van die oudste instansies daar in Stanford. Die mense, jy weet die ouens is gewis met die rugby klub en Sure. groot ondersteuningskorps vir die klub en ek sien uit om maar so jy weet te kyk wat ons kan doen. Ja. Psalm 126 wat sê toe die Here die lot van Sion verander het dit vir ons gevoel soos 'n droom. Ja. En ek sê toe die Here die lot van Stanford verander het dit vir ons gevoel soos 'n droom. Ja. So ek glo dat ons gaan goeie goeie sien hierdie jaar. JR met Stanford en as goeie spelers, regtig as ek hoef nie baie ouens in te bring nie. Ons kan speel met die manne wat nou daar is en dis is 'n klub wat laas jaar 30 geëindig het in die Oeverberg. So al wat ek nou moet kom doen, culture my beste gee. Seker maak ek kry die beste uit die spelers uit. Seker maak ek ontwikkel die ouens in so 'n way as 'n rugby afrigter. En ja, dan moet ons rugby wedstryde wen nou maar. Dit gaan nie maklik wees nie. Die Boland is volgelaai met veral nou in die Oeverberg het ons gesien. Safkol teken 'n groot Grabouw gebeur dinge lyk my dit is met Grabouw en Safkol wat ouens inbring. Botrivier gaan goed wees. Caledon gaan altyd goed wees. Bradasdorp Rangers gaan goed wees. So Houston gaan goed wees. Ek like wat ek sien van Atlantics en Hermanus, hulle gaan goed wees. So elke naweek en moet nie vir Aniston weggooi nie, moenie vir Villiers weggooi nie, moenie vir Genadendal weggooi nie. Elke liewe wedstryd, jy weet,
Veral as ons tuis speel, Ja. wil hulle dit lekker maak vir die mense om te kom Ja. kyk, 'n belewenis. Ja. En dit is waar Houston ook vir my so awesome bydra, liewe die huidige voorsitter. Hy het my was obviously motiveer om te kom. Nice. En hy wil iets spesiaals doen hierdie jaar. Ja. Ons het nou al reeds, ons gaan sien mense, ons wil goedes doen met die brand, ons wil dit lig en hoe jy maar die brand lig is maar met results en wen en goeie kultuur op en van die veld af deur die spelers, deur die afrigters, deur die supporters. So ek sien regtig uit vir die journey en wat ons daar kan bereik. Jo, Lucian, ons gaan nie nog meer baie lank as jy, maar ek wil op die touch nog vir jou rondom club rugby man. En obviously hoe club rugby nou begin verander het. En jy kan nou sien obviously hoe mense begin betaal word, you know, en die betalings in club rugby, you know. En finansiële instoot en insette, you know, en ek wil regtig sien ons gemeenskappe word opgelig, you know, en dat nie net op die rugbyveld nie, but holistically man, you know, dat ons laities kan optel man, dat die ouens beter paas en beter mans kan word, you know, en dat hulle beter leaders kan word, you know. Sien jy na baie toekoms waar ons klub rugby amper soos, ek wil nie sê amper soos dit is al klaar, raak al klaar so professioneel, maar dat dit institution kan word wat sustainable kan wees om die gemeenskappe te dra. Nee, ek dink definitief so. Ons sien dit nou al by 'n paar van die klubs wat jy weet wat infrastruktuur bou, gee vir die manne werk, gee vir die ouens geleenthede. Ja. Van die klubs wil nou as IRIs, rugby akademies gee vir die ouens. Want dit maar my ding is altyd, ek sê altyd vir die ouens, jy weet, elke ou hier in die kring in kom met verskillende omstandighede uit. Ja. Maar elke ou hierso word verwag om iets te doen. Jy moet werk, jy moet voorsien, jy moet iets doen of jy moet gaan swat as jy 'n jonk is of jy's 'n man, daar word sekere goed word van jou verwag. Jy weet en vir my om 'n kultuur te probeer skep deur middel van rugby waar ons sê, weet jy wat, kom ons werk hard. Kom ons hardloop tot na die lyn. Jy weet, kom ons slip nie net 'n tackle nie. Kom ons wees betyds by die oefening. Kom ons het dissipline in wat ons doen. Kom ons wees 'n goeie voorbeeld, jy weet. Ek kan rugby dan gebruik. Ek het dalk miskien nie 'n werkie, maar ek kan rugby gebruik om my karakter te help vorm. Ek is altyd vroeg by die oefening. Ek sit die ekstra werk in. Nou spoel daai oor na die ding is. Nou gaan doen jy aansoek miskien by 'n werk en nou kry jy die werk. Nou het jy klaar die skill set om vroeg uit te stiek by die werk, hard te werk. Bereidwilligheid om te leer, jy's coachable, jy luister wat sê die ou, okay, kom ek implementeer dit en ek sit die ding. Want kyk, jy gaan nie rugby speel vir ewig iets 'n jaar. Jy gaan tot 35. Kyk, hoe lank het ons het eers 35 gemaak. Ek gaan nou lekker lank speel. Bro, die Here se planne is different. It's different, bro. En hy's baie belangrik dat jy jouself equip en gear vir die buitewêreld om hy aan te kan pak. En is waar wat jy sien die klubs jy weet ouens maak gebruik van klubs om dalk as jy betaal word, well done, jy weet gebruik daai dan om vir jou iets anders te skep. Doen nog ander goed, jy weet. Want klub rugby is van so aard, dit gaan ook tot 'n einde kom, maar maak seker jy bou die koneksies op, maak vriende, jy weet. Maak koneksies sodat jy wanneer die dinge gebeur, nou kan ons inkom, nou het ek 'n werkie of ons kan 'n besigheid hierso saam ran en ons doen sekere goed saam, soos wat ek en jy nou hierso kan sit in 'n podcast, saam kan sit en gesels en hopelik een persoon geïnspireer. Ja, ek kan jou verseker, die conversation glo ek gaan 'n groot impact maak, you know. Ek dink hierdie club conversations is iets wat baie naby aan ons mense is, you know, en ek dink is genoeg van dit. Dis hoekom ek sal altyd mense inspire. Ek as baie jong mense wat uitreik na my toe rondom, hoe begin mense dit? Hoe doen jy dit? Dan sê ek, hey man, kyk, ek dink ek moet regtig ek gee altyd die tools man. Ek wil altyd probeer youngsters ook inspire om te sê, kyk, as meer goed as net rugby man. Terwyl jy speel, try dit, empower yourself, study dit, doen 'n short course, doen dit, you know. Doen iets om baie jouself. belangrik. Dit is jy was dit ek het nie 'n werkie wat doen ek hy online kursusetjies wat verniet is net om myself heeltyd op te skerp. Maar weet jy net die foon het die moderne dinge so oorgevat. Manne scroll dit raak. Ons raak lyke ou, jy lê net daar en scroll ou so ek dink jy moet hy ding neersit en 'n conscious decision maar kom ek leer gou 'n bietjie iets oor sê maar ek wil coaching, kom ek leer gou 'n bietjie iets oor coaching. Wat maak 'n goeie coach? Hoe moet 'n goeie coach? Kyk 'n paar drills wat die ouens doen. Hulle boek op my bro. Hulle boek op lees bro. Hy sit lees 'n stukkie die skrif uit, kry 'n boek wat vir jou empower, you know. Sy weet jy iemand het eendag van my gevra waar kry jy jou lingo vandaan, jy weet? Hoe praat jy so goed Afrikaans? Afrikaanse Bybel. Ek kan nog nooit so goed Afrikaans gepraat. Ek lees Afrikaanse Bybel net.
Gaan try Afrikaanse Bybel lees. As jy Afrikaanse Bybel goed kan lees, dan Hoe ek sê vir jou, Afrikaans, ek sê vir jou well done. Jy weet want jy sal hoor hoe praat die mense. Ja. Die Here het ons lief. Jy weet. Nou lees jy maar. Nou iewers skielik nou die Here het ons lief. Hy gee om vir ons. Hy help ons. Hy sorg vir ons. Iewers skielik nou begin hy die Bybel te lees en nou raak jou lingo beter. Bro, maar as 'n ander krag die woord, die woord te lees. die woord, maar hy verander jy alles kan aan jou. even voel, nee, en weet jy, dis die ding wat ek nooit verstaan het. Die mense dink die Bybel is dood. Ja, kom Nee, hy is lewendig. Kom heeltyd terug na Hy die is Bybel. lewendig en kragtig. Bro, hy's lewendig. It's the only living manuscript in the world, man, bro. You know, I can know different translations en maar dit is nog steeds die woord bly Ja, dieselfde. broer. Die krag van hy woord bly dieselfde, bro. Hy verander jou lingo, maar hy Ja, verander bro. jou woorde. God het die wêreld so lief gehad. Hy is die enige gebore seun seun gegee gegee het, sodat elkeen wat in hom hier glo, die ewige lewe sal hê, bro. Jo, alles was hy daai versie was wat ons geïmprint met hy ding sit so hard in my, bro. You know? Daai en obviously for Philippians 3:16, you know. Ja, daar wel. I can do all things through Christ which strengthens me, né? Ja, gee my die krag. Wat gee my die krag? But ja, my bro Loes man, ek dink die episode kon ons gehardloop het net op die woord. En so seker. Dat sal alright gewees het. Dit was baie gewees het. Ja, maar as ons oor die woord gaan praat, kan 'n man lekker heeldag gesels. Sure. Jy weet en dit is lekker om God deel te maak van ons sport en ons beroep en wat ons wil doen op aarde. Daai is wat ek wil doen. Ek het soos Moses. As u nie hier vooruit gaan, presence is not there. as jy teenwoordigheid nie saam met ons gaan nie, Kan dan nie saam ek gaan gaan bly ek net. Sure, bro. Daai video powerful as hy stuk, bro, en jy gee vir my hy Moses effek met die baard. Ek dink jy's 'n hedendaagse Moses. Halleluja. My bro, Lucian, ja man, ek wil net vir jou sê dankie man, you know, vir wie jy is, you know, as 'n vriend. Ek dink ek en jy het afgelope tyd redelik na aan mekaar begin kom, you know, rondom broodbreek en you know gedagtes deel, you know, en ook net vriendskap het van weer daar wees vir mekaar, you know, not to be judgmental, you know, sharing, you know, being accountable, you know, van as jy mense het wat accountable is, you know, is dit regtig powerful en ek dink ons gaan nog 'n lekker paadjie saam stap en ek is bly dat jy op Jairskone kan gekom het, my vriend man. Ek en die mense wat nie jy weet Volution ken en sy storie ken, jy gaan kyk wat hy al gedoen het, you know, gaan kyk na vorige episode van Club Rugby Live ook om te sien wat die manne gedoen het en wat hulle create het, man, you know, en die support vir Universals. Ek sal nou wat Universals jersey moet kry van ek sal moet met die mense kom gesels daar by Universals. Definitief. Ja, maar dankie my bro man vir wie jy is, you know. Dankie vir wat jy doen, dankie vir hoe jy instort, you know, in communities en die impak wat jy maak. Jy sê jy wil net een persoon inspire, maar jy inspire duisende mense, you know, jong manne en hou net aan doen wat die Here wil hê jy moet doen, you know, vir die koninkryk, die werk wat jy doen. Be bold, you know. Jy's 'n man wat uitkom en jy haleluja, you know. Jy het haleluja bekend gemaak en weer populair gemaak in 2026, you know. Ja, hy gaan tog stoot en Yes. Dit is baie belangrik en ek wil vir jou ook dankie sê, Jair. Dankie dat jy weet uitgereik het en vir my gevra het om hier so te wees. Dit is lekker om op Jairskone te wees, jy weet. Dis die lekker in die natuur en Ja, man. my maat mag jy oorvloed geniet, mag jy voorspoed geniet in 2026. Ek dink dit is jou jaar. Ek het vir jou gesê dit is jou tyd. Jy weet elke ou kry tyd seasons. Ek dink dit is jou tyd, jou geleenthede gaan opkom. Die Here sal vir jou deure oopmaak en jy sal sien hoe jy God is wat 'n waarmaker is van sy woord. Hy vat jou van krag tot krag, hy beskerm jou, hy lei jou, hy leer jou nuwe tegnieke, hy gee jou kreatiewe denke en mag jy alles daai goed ervaar terwyl jy 'n wind van guns in jou seile ervaar in 2026 net. Blessings my bro man, dankie Loes man. Universals.